Goeiedag en hartlik welkom by vandag se preek. Ons gaan saam kyk na Matteus 14 van vers 22 tot by vers 33. En alhoewel hierdie 'n baie bekende gedeelte is jy welkom om saam te volg op die skerm of in die Bybel wat jy by jou het. Voordat ons lees, kom ons dank die Here dat ons vandag sy woord kan ontvang en ons vra hom om ons ook vandag daardeur te lei. Here Jesus, dankie vir u genade en dankie dat u woord vir ons beskerm en preserveer het deur die eeue, dat ons toegang het daartoe in vryheid in 'n taal wat ons verstaan. En gee Here dat ons dit wat ons vandag daardeur ontvang, nie sal ontvang om onsself te verheerlik of om onsself te verryk nie, maar dat ons sal leer om daardeur u koninkryk aan die wêreld ook te openbaar. Dankie dat u ons inroep vandag, dat u met elkeen van ons 'n ontmoeting het en maak ons hart se ore sag, dat ons vandag die woord kan ontvang. Amen. En onmiddellik het Jesus sy disippels verplig om in die boot te klim en solank voor hom uit na die oorkant te vaar, terwyl hy die skare wegstuur. Nadat hy die skare weggestuur het, het hy teen die berg opgegaan om in afsondering te bid. Toe dit aand geword het, was hy daar alleen. Die boot was reeds 'n hele aantal stadion weg van die land af en is deur die golwe heen en weer geslinger, want die wind was teen hulle. In die 4de nagwaak het hy na hulle toe aangeloop gekom op die see. Toe die disippels hom op die see sien loop, het hulle vreesbevange geraak en gesê, dit is 'n spook, en van angs begin skreeu. Maar Jesus het dadelik vir hulle gesê, hou moed, dit is ek, moenie langer bang wees nie. Petrus het hom geantwoord, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. Hy het gesê, kom. Petrus het van die boot afgeklim en op die water begin loop en na Jesus begin gaan. Maar toe hy sien hoe sterk die wind was, het hy bang geword. Toe hy begin sink, skreeu hy, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Toe hulle in die boot klim, het die wind gaan lê. Die in die boot het voor hom neergeval en gesê, waarlik, U is die Seun van God. Nou vandag se tema is kyk waarna jy kyk. En een van die vrae wat ons gaan vra is, hoe verander geloof ons lewens? As ons sê ons is gelowig, nie net godsdienstig nie, maar gelowig, hoe verander dit die manier waarop ons leef? Elke liewe een van ons moet kies. Dit is 'n doelbewuste besluit wat jy moet neem. Is jy iemand wat gelowig is? Is jy iemand wat glo in Jesus of glo jy nie in Jesus nie? Dit is 'n doelbewuste keuse wat ons moet maak. En dis 'n keuse wat ons daagliks moet maak, want dit moet verander. Dit is nie iets wat ons sê, dit moet 'n verandering, dit het 'n impak op die manier uiteindelik hoe ons leef. Maar as jy nou sê nou maar bank toe gaan en jy staan daar in 'n ry en jy kyk na almal wat in die ry staan by die bank, jy sal nooit van buite af kan sien wie is gelowig en wie is nie gelowig nie. Maar dit gaan met ander woorde oor hoe ons optree, hoe ons leef. Eers wanneer jy met die persoon interaksie het, sal jy dit kan onderskei. Nou, wanneer ons kyk na hierdie teks in Matteus 14, dan word dit dikwels gebruik as 'n voorbeeld van geloof. Dis 'n voorbeeld van hoe geloof lyk. Okay? En Petrus hierso, is die slagoffer, hy word aangespreek vir sy klein geloof. Ek kry hom partykeer jammer, nê, want wat van al die ander disippels wat net in die boot gebly het, nê? Maar hy word hier verklaar as 'n klein gelowige omdat hy begin twyfel het, nê. En dan dikwels kyk ons na hierdie teks en ons sê ons, maar jy moet glo en jy moenie twyfel nie. En ons maak twyfel die teenoorgestelde van geloof, maar ons gaan vandag so 'n bietjie met ander oë hierna kyk. Ons gaan na twee goed kyk. Ons gaan twee goed sê. Die eerste ding wat ons sê is dat twyfel is nie die teenoorgestelde van geloof nie. En die tweede ding wat ons sê is dit waarop jy fokus, met ander woorde dit waarna jy kyk, bepaal die manier waarop geloof in jou lewe 'n rol speel. Okay. Nou eerstens, as ons nou so 'n bietjie praat oor twyfel, ons almal het hierdie ding al gehoor van jy moet net glo, jy moenie twyfel nie. Daai ding van glo soos 'n kind en moenie twyfel nie, en ons sê twyfel is die teenoorgestelde van geloof. En dan kyk ons hierna en ons sê maar Petrus het begin verdrink daar in die see
omdat hy getwyfel het. As hy maar eerder net geglo het, dan sou hy nie gesink het nie. Maar as ons mooi gaan kyk, daar staan nie Petrus het begin twyfel nie. Dit sê Petrus het bang geword. En daar's 'n groot verskil tussen twyfel en vrees. Vrees lei dikwels tot twyfel, maar dit is net die simptome. Dit is nie die oorsaak nie. En die realiteit is, ons almal word bang, gelowige en ongelowige mense. Maar as jy gelowig is, dan gebeur dit dat jy vrees ervaar. Dit is nogal interessant, ons het goed geraak daarmee in vandag se tyd om vrees 'n masker te gee. Ons gebruik die masker, ons gebruik ander woorde om die woordjie vrees bietjie sag te maak. Ons gebruik woorde soos stres, ons gebruik woorde soos burn-out, ons gebruik woorde soos angs, anxiety. Hierdie is alles woorde wat eintlik agter dit is vrees, nê? En ek dink in vandag se wêreld waarin ons leef, is ons aan soveel dinge blootgestel dat hierdie angs, stres, burn-out, besige kalenders, is eintlik alles simptomes, nê? Simptomes van die tyd waarin ons leef. Maar onderliggend aan dit is vrees. Wat ons moet raak sien uit hierdie verhaal uit, is dat twyfel is deel van geloof. Dis nie dat Petrus glad nie geloof, ek meen hy was 'n disipel. Ons weet hy het geloof gehad, maar twyfel was deel van sy geloofsreis gewees. En die wonderlike ding hiervan is binne in twyfel ontdek ons iets nuuts van God se genade. God se genade is nie afhanklik van hoe goed ons as gelowiges presteer. God se genade hang nie af van ons eie geloofsmaatstaf nie. Ons sien twee goed wat uit Petrus se klein geloof kom. Eerstens, hy roep uit, Here, red my. Die vrees het ingeskop, dit het oorgegaan na hierdie angs toe, en uit dit het hierdie grootheid van die storm wat hy gesien het, hierdie vrees wat gebeur het, hierdie bangheid, het hy geroep na die hand van Jesus met die woorde, Here, red my. Dit is interessant, nee, hy het nie probeer om homself te red nie. Hy het nie daar probeer terugswem na die boot toe, of geswem na die naaste kuslyn toe nie. Hy het vir Jesus gevra, Here, red my. En ek dink dikwels wat ons vandag doen, as ons oorweldig is met vrees, die golwe van die lewe ons tref, en die storms van die lewe ons tref, en dan probeer ons onsself red. Ons probeer om self daaruit uit te kom. Of ons maak staat op ander mense, ons verwag dat ander mense ons daaruit moet uitkry. Maar hierdie belydenis, hierdie opregte dringendheid van Here red my, is die sleutel tot die ontsnapping uit die vrees uit. Dis 'n hulpkreet wat ons moet deel maak van ons geloofsbelydenis. Ons probeer te veel om goed self te doen. Laat Petrus vir ons 'n voorbeeld wees vandag, om ook vir die Here te vra, maar Here red my. Tweedens, wat ons sien is Jesus red hom, ongeag sy geloofsprestasie. Ek dink die vraag wat 'n mens sou kon vra as mens na hierdie teks kyk, is sou Jesus vir Petrus gered het as hy nie gevra het daarvoor nie, as hy nie uitgeroep het daarvoor nie. Laat my dink aan 'n storie, dit is nie 'n storie, dit is 'n storie of 'n grappie, waar die ou in die boot sit, dit is nie regtig gebeur nie, ek dink dit is seker maar 'n grappie, maar die ou sit in die boot in die middel van die dam, en daar's 'n lek in die boot, en daar begin water in die boot inkom, en daar kom iemand op 'n jetski verby, en hy sê, hoor, ek sien jy het water in jou boot, jy's besig om te sink, klim op my jetski, dan vat ek jou na die kus toe. Die ou sê vir hom, moenie worry nie, ek is gelowig, die Here sal my red. Die ou op die jetski gaan weg. Daar kom toe nou 'n bietjie meer water in die boot in, die boot begin nogal vol raak. Die ou op die jetski sien dit, hy kom 'n tweede keer nader, hy sê, hoor, klim asseblief op die jetski, jy is besig om te sink. En die man in die boot sê vir die ou op die jetski, nee, moenie worry nie, my geloof sal my red, die Here sal my red. En die ou op die jetski is weg. Derde keer kom die ou op die jetski verby, want nou is die boot al onderste bo, die boot het al gesink, en die man spartel daarso,
Hy sê, klim net op die jetski. En die ou sê, nee, die Here sal my red. En daar verdrink hy. En hy kom in die hemel, en hy's kwaad, en hy gaan na die Here toe, en hy sê, hoekom het u my dan nou nie gered nie? En die Here sê vir hom, ek het 3 keer vir jou iemand op 'n jetski gestuur, om jy te help, maar jy wou nie opklim nie. En ek dink iets van dit resoneer dalk met ons, is, ons het baie keer hierdie persepsie van geloof, half blindelings, dat ons net ons sien nie God se teenwoordigheid raak, in die mense wat hy om ons plaas nie. Ons sien geloof persoonlik, en dit is persoonlik, maar dit is nie eensaam nie. Dit is nie 'n individuele ding nie. Dit is persoonlik, maar dit is nie individueel nie. Daarom bely ons ook in ons geloofsbelydenis dat ons glo daaraan om aan 'n kerk, 'n heilige algemene Christelike kerk te behoort. Die gemeenskap van die heiliges, dat ons saam in hierdie boot is. So ek dink hierdie vraag van, sou Jesus vir Petrus gered het, as hy nie uitgeroep het nie, dink ek ja, natuurlik, want God se redding is nie afhanklik van my en jou nie. God se redding is 'n genade redding, nie een wat verwag van ons om te presteer en op grond van ons prestasie word ons gered nie. Ons word op grond van genade gered, soos wat Paulus ons so mooi leer ook. Die kleingelowige word ook gered. God werk nie soos die res van die wêreld en gee net die beste vir die wat die beste is nie. Ons moet nie geloof 'n prestasie ding maak nie. Ons moet dit nie meet nie. Geloof is 'n verhouding, 'n vertrouensverhouding. Dit is nie 'n prestasie meting nie. So, dit gee vir ons 'n stuk vertroosting, nê? Moenie jouself straf wanneer jy die dag twyfel nie. Sien eerder die twyfel as die masker van wat eintlik aangaan. Jy is bang vir dit wat die storms kan doen. Erken die vrees en roep dan uit. Dan, om jy af te sluit, kan ons ook hierdie vraag vra, maar hoekom het Petrus bang geword? Want hy het goed begin. Hy het uitgeklim en hy het op die water geloop vir 'n hele rukkie. En dit het goed gegaan. Maar sien, die geloof was maklik, toe hy in die boot was, toe hy gemaklik was, toe hy dit sien van ver af. En natuurlik, hy wou dit doen. En ek dink die beeld wat ons moet raak sien in hierdie gedeelte is, Petrus was 'n goeie disipel, want hy wou doen wat Jesus doen. Hy wou wees soos wat Jesus is. En Jesus het hom bemagtig en hom uitgenooi om dit ook te kom doen. Maar dit beteken nie die storms gaan nie daar wees nie. Die oomblik toe die storms inkom, toe raak dit moeilik. En ek dink baie keer het ons hierdie valse illusie dat as ek 'n gelowige is, dan gaan dit net maanskyn en rose wees. Om gelowig te wees, vrywaar jou nie van lyding en slegte dinge wat kan gebeur nie. Ons begin wel sink wanneer ons oog wegvat van Jesus af. As ons oog hou op Jesus, dan sal ons nie verdrink nie. As ons nou praat van die storms van die lewe. Maar wanneer ons so kyk na die storms, dan gaan daai vrees inkom en dan gaan ons begin sink. Gelukkig is God se genade groter as ons vrees en ons weet hy sal ons red. Maar laat hierdie vir ons 'n riglyn wees van hoe geloof uiteindelik gelewe moet word. Fokus op Jesus, nie op die storms en die ongemak van die lewe nie. So nou is die praktiese vraag waarmee ons afsluit is, hoe kan ek my oog weer op Jesus rig? Sê nou maar, ek vind myself op 'n plek waar ek oorweldig is met vrees en angs, dan lê die antwoord ook in hierdie spesifieke teks. Kyk wat het Jesus gedoen in die begin. Hy het hom afgesonder om by God te wees en om net by God te wees. Jesus het nodig gehad om dit te doen. Hy was getreineer. Sy lyding hier op aarde was baie meer as net die kruis, nê? En hy het nodig gehad om net by God te wees. En daarin lê daar ook vir my en jou 'n wenk in wat dit beteken om te groei in ons vertrouensverhouding met God. Die wêreld vat so baie van ons tyd, so baie van ons energie. En dit beveel ons om op 'n klomp dinge te wees.
En dis nodig om ook soos Jesus ons af te sonder, om net by God te wees. Nou, ek weet nie hoe dit vir jou lyk nie. Ek weet nie hoe jou afsondering gaan lyk nie. Elkeen van ons het ander lewens, ander skedules. Maar hierdie teks nooi ons uit na die dringendheid daarvan toe. As jy net die hele liewe tyd in die storm gaan wees, dan gaan jy sukkel om jou oog op Jesus te hou. Dit is nodig om tyd te maak, om jou af te sonder, om net by God te wees. So waar ook al jy tyd kan maak om dit te doen, wees intentioneel daarmee. Ons praat van 'n geloofsdissipline, dis 'n doelbewuste oefening om tyd op sy te sit om net by God te wees. Jy kan dit doen deur meditasie, jy kan dit doen deur gebed. Maar maak tyd daarvoor waar jy niks anders het nie. Jy sit alles anders af en jy's net by God. Dit lyk anders vir elkeen van ons, maar sien die dringendheid daarvan raak. Maar moenie vergeet nie, alhoewel geloof persoonlik is dit nie individualisties nie. Onthou dat jy verbind is aan 'n geloofsgemeenskap en reik uit en gee ander die geleentheid om jou te kom red ook. Dit is nodig dat ons ook ons verbintenis aan mekaar op daai manier moet vier. Kom ons sluit af en ons vra die Here om by ons te wees. Gee Here dat ons in die tyd wat voorlê ons oog op U gerig sal hou ten spyte van die storms wat in die lewe gebeur. Gee Here dat ons sal onthou dat U altyd teenwoordig is, al is ons dikwels afwesig. Gee Here dat ons ook die genade sal ontvang wat U vir ons gee, dat ons gered is, nie op prestasie nie, maar uit U liefde uit. En Here, dat ons ook hierdie belydenis dat U Here is, sal uitleef in aanbidding, saam en ook in tyd 1-tot-1 alleentyd met U. Dankie dat ons hierdie dinge in vryheid kan bid en in vertroue kan vra. Amen.